Shalom op hierdie dinsdagoggend, wat 'n voorreg om met jou te kan gesels, om die woord met jou te kan kom deel in hierdie oggenduur. Halleluja, ek is dankbaar vir Vader se woord, want sy woord kom impakteer ons lewe. En ek en jy het sy woord nodig op 'n daaglikse basis. En sy woord kom leer ons wat dit beteken om te glo in die lewende God. Maar geloof is een ding. Ek en jy moet kom tot 'n posisie waar ons weet wie Jahwe is. Dat ons weet wat sy vermoë is in ons lewe. Dat ons sal weet wat hy kan doen in en deur ons. Ek wil weer met jou praat uit die boek van Handelinge hoofstuk 2. En Handelinge hoofstuk 2 waar Petrus in die gevangenis is, waar hy slaap. Hy slaap. Hy het nie 'n saak met wat gaan gebeur nie. Hy slaap. En die woord leer my in vers 5 dat daar was 'n aanhoudende gebed tot Elohim wat die gemeente gebid het vir hom. 'n Aanhoudende gebed. En nou is daar iets wat gebeur. Daar's 'n wonderwerk wat plaasvind. En ek en jy moet glo. Nee. Ons moet weet dat Jahwe is 'n God van wonderwerke. Dis een ding om te glo, mense. Dis 'n ander ding om dit te weet. Want kyk wat gebeur hier. Vers 7. En met een staan daar 'n engel van Jahwe by hom, by Petrus. En 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op sy sy. En hy maak hom wakker en sê, staan gou op. En die oomblik toe Petrus opstaan. Toe val die boeie van sy hande af. Vers 8. En die engel sê vir hom, omgord jou, trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. En verder sê hy vir hom, gooi jou boorkleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg en hy het nie geweet dat hy deur die engel plaasgevind het, dat dit werklik was nie. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygaan, kom hy by die Eysterpoort wat na die stad lei en dit het van self vir hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en een straat ver gegaan en dadelik het die engel hom verlaat. Hierdie is alles bonatuurlike dinge wat gebeur. Maar Petrus verstaan dit nie. Petrus het nie gedink dat dit werklik is nie. Petrus het gedink hy droom of hy sien 'n gesig en hy het nie besef dat dit werklik is nie. Nou kyk wat sê vers 11. Vers 11 sê, toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat Jahwe sy engel gestuur het en my gered het uit die hand van Herodes en uit die verwagtinge van die Joodse volk. Nou weet ek waarlik. Sjoe, dis daarom 'n kragtige woorde. En ek en jy moet kom tot daardie posisie in ons lewe, waar ons waarlik weet. Dis een ding om te glo, mense. En ek weet geloof is 'n baie belangrike aspek in ons lewe. Sonder geloof kan ons die lewende God nie behaag nie. En geloof is om die onsigbare te sien asof dit nie bestaan nie. En ons weet natuurlik ons geloof moet geaktiveer word en alleen deur geloof in Yeshua gaan ons die gawe van die ewige lewe beerwe. Maar geloof is net die beginpunt. Geloof is maar net een aspek. En die woord kom verklaar en Petrus sê dit, hy sê nou weet ek waarlik. Met ander woorde, Petrus het nie geweet nie, hy het nie besef wat met hom gebeur nie, en baie keer gaan ons deur dinge, en ons gaan deur omstandighede, en ons ervaar goed, maar ons besef nie altyd die hand van Jahwe op ons lewe. En die oomblik toe alles verby is, en Petrus kom by homself, toe besef hy, maar hoor hierso, hierdie is 'n werklikheid. Hier is 'n werklikheid, en ek en jy moet tot by daai posisie kom, waar ons weet, dat die skepper van hemel en aarde is 'n werklikheid. Dat hy is 'n God van barmhartigheid, genade, hy's 'n God van liefde, maar weet jy wat, hy's ook 'n God van wonderwerke. En dit het tyd geword waar ons as gelowiges weer moet glo in die wonderwerkende krag van Jahwe. Want dit beteken, ons gaan nie net glo nie, ons gaan soos Petrus wees waar ons kom en ons besef, maar nou weet ek waarlik. Jy sien, ek en jy moet weet. Ons moet nie glo nie. Ons moet nie twyfel hê nie. Ons moet weet wie die skepper is van hemel en aarde. Ons moet dit weet.
ons moet weet wat hy kan doen, ons moet weet wat hy kan bereik in en deur ons, en as ons daai vertroue het, want dis al wat dit is mense, daai wete bring vertroue op Jahwe ons Elohim, daai wete gee vir jou die selfvertroue om hom aan te roep, om sy aangesig te soek, en om te bid onophoudelik. Soos wat die woord sê, daar het 'n onophoudelike gebed vir Petrus opgegaan, en as gevolg van daai onophoudelike gebed, het daar 'n wonderwerk plaasgevind. Maar ek en jy moet kan sien, ons moet kan snap, ons moet bewus kan wees van die hand van Jahwe, die wonderwerke wat gebeur in en deur ons en om ons op 'n daaglikse basis, sodat ons ook aan die einde van die dag kan sê, maar nou weet ek. Halleluja, nou weet ek. Daar's nie twyfel nie. Daar is nie 'n is dit maar so nie. Dit is sonder twyfel 'n realiteit, 'n werklikheid, nou weet ek. So met ander woorde, my geloofslewe is heeltemal anders. My geloofslewe is heeltemal anders. Ek glo nie net in die lewende God nie. Ek weet. Baie mense sal sê, ja, maar glo jy in Yeshua? Nee, ek glo nie in Yeshua nie. Ek weet, hy is 'n realiteit. Ek weet. Glo jy dat daar is 'n God? Nee, ek weet dat daar is 'n God. Dis 'n ander scenario. Glo jy dat Vader jou kan help? Ek weet dat Vader my kan help, want hy is die God van wonderwerke. En daar is niks vir hom onmoontlik nie. Daarom weet ek dit. En as ek dit weet, dan gaan ek anders te funksioneer. Dan gaan ek anders te bid, ek gaan anders te optree, ek gaan anders te die lewe in die oë kyk, en ek gaan anders te situasies hanteer, omdat ek nie net glo nie, maar omdat ek weet. En ek wil hê dat jy daai selfde uitkyk moet hê, daai selfde perspektief moet hê om te sê, ek glo nie net nie. Nee, ek weet. En daai wete bring my in 'n heeltemal 'n ander posisie, wanneer dit kom by omstandighede, wanneer dit kom by situasies, wanneer dit kom waar ek moet bid vir iemand, waar dit kom by my familie, of my finansies, of my werk, of my besigheid, dit bring my in 'n ander posisie, want ek weet dat ek weet, dat hy is die skepper van hemel en aarde, en dat daar is niks vir hom onmoontlik nie. So mense, ek wil hê dat jy daai tipe besef moet hê. As ek dit so kan stel, daai tipe geloof moet hê, wat dit oorgaan van geloof na 'n wete. Want as jy dit kan doen, dan weet ek, daar is niks vir Vader onmoontlik in jou lewe nie. Jy gaan wonderwerke ervaar en beleef, wat jy nooit gedink het, moontlik gaan wees vir jou nie. So mense, baie dankie dat jy ingeskakel is, en ek wil hê dat jy hierdie prakties moet toepas. En as jy dit prakties toepas, dan weet ek weet dat daar gaan dinge gebeur in jou lewe. So, mag jy 'n amazing Dinsdag verder beleef, en ek weet somme dat jy gaan 'n goeie dag hê, dat jy gaan geseënd wees, want die hand van Jahwe is geopenbaar oor jou lewe. Nou, geniet jou dag, tot volgende keer. Shalom.